rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Sing out. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Goeienaand aan almal. Ja, vanaand deel ek weer 'n wonderlike woord met julle oor die werking van God se Heilige Gees in die lewe van die gelowige. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie woord wat ons kan breek vanaand. Here, werklik dat dit sal deel word van mense se lewens. Here, ons wil praat oor die werking van God se Heilige Gees. Here, daagliks ontvang ons openbarings, kennis van U. U vernuwe ons denke. Kom in ons lewens in en verander ons lewens totaal en al. Net soos wat U wil hê ons moet wees. Here, ons streef hier op aarde om soos Jesus Christus te wees. Eendag gaan dit volkome word wanneer ons 'n bonatuurlike, 'n verheerlikte liggaam gaan ontvang. En Here, daarom kan ek net vanaand bid vir hierdie woord. Here, dat mense werklik die Heilige Gees in hulle lewens sal toelaat. Dis die Heilige Gees, Here, wat soveel dinge in ons lewens doen. Here, wek en rig ons op as 'n kragtige bidder. Here, berei ons voor vir ons dienswerk, geestelike gawes wat deur ons vloei. Here, dankie vir hierdie woord. Dankie dat ons dit kan deel vir mense en ek wil werklik bid vir totale verandering in mense se lewens. Dankie vir 'n oprigting, 'n opwekking in Jesus naam. Amen. Die Heilige Gees in die gelowige se lewe. Vir baie mense is die werking van God se Heilige Gees onbekend. Daarom leef mense 'n kragtelose lewe. En ja, verseker ek en jy moet uitkom by die volheid van God se Heilige Gees. As ons gaan kyk na wat sê die woord in 2 Korintiërs 4 vers 16. Daarom gee ons ook nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens, nogtans word ons innerlike mens dag na dag vernuwe. Want die ligte verdrukking wat 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Dan besef ons, as ons so hierdie gedeelte lees, dat dit so belangrik is dat die Heilige Gees in ons lewens sal kom en dat ons dit sal toelaat in ons lewens. Dat ons daagliks die liefde van Jesus sal ontvang. En ja, dit maak ons ewigheidsbewus, ons raak ewigheidsbewus en dit is wat die Heilige Gees doen in ons lewens. Ons begin God se wil te leef en ons word gelei deur sy Heilige Gees. Romeine 8:14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Dis om werklik daagliks die leiding van God se Heilige Gees te volg in ons lewens. As ons om ons kyk en dan besef ons, Here, ons is onvolmaakte mense. En ons maak daagliks baie foute in ons lewens. Al te meer in hierdie dae dat die Here besit sal neem en ons lewens sal beheer deur sy Heilige Gees. En ek wil jou werklik aanmoedig, laat die Heilige Gees toe in jou lewe. Laat dit jou lewe totaal en al sal verander, jou daagliks sal verander. En ja, ons streef om soos Jesus te word. Ons moet daagliks ons geesmens ontwikkel. As ons deur die Gees lewe, laat ons dan deur die Gees wandel, sê die woord in Galasiërs 6:25. Alles begin by ons ontmoeting met die Here, 'n wedergeboorte met die Here. En hy kom en hy verseël ons met die Heilige Gees en ons sy eiendom volgens 2 Korintiërs 1 vers 22. En nog belangrik wat die Heilige Gees doen in ons lewens is, hy oortuig ons van sonde, oordeel en geregtigheid volgens Johannes 16 vers 8. En ja, en dan kom Johannes 16:13, het praat van die Gees van die waarheid, en dis die Heilige Gees wat ons in absolute waarheid daagliks kan lei, en ek en jy moet onderskei tussen dit wat reg en wat verkeerd is. As ons gaan lees wat sê 3 Johannes 1 vers
4. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel nie. So belangrik dat ons in die waarheid sal wandel. As ons dan in die gees lewe, dat ons dan in die gees wandel. Dis wat die woord vir ons sê. So ja, kom ons leef God se waarhede en ons verskaf, sê die woord, blydskap in die Here as ons werklik die waarheid leef en die waarheid doen in ons lewens. Een werk wat die Heilige Gees ook doen in ons lewens is, dit gee ons openbaringskennis. Daai diepere dieptes in God se woord wat ek en jy moet begin soek en ons moet dit begeer. Here, vernuwe ons denke, dat ons sal uitkom by die volmaakte wil van God. En verseker ons weer die wêreld en sy begeerlikhede is van verbygaande aard, maar die wat die wil van die Here doen, dit gaan vir ewig bly. En daarom wil ek jou vanaand aanmoedig, kom uit by die wil van die Here, en ons kan slegs die wil van die Here leef, deur sy Heilige Gees. Wat sigbaar word in jou lewe is verseker die karaktereienskappe van Jesus. Sy liefde, sy blydskap, vrede, die lankmoedigheid, sy geduld, die selfbeheersing. En ja, ons weet, Galasiërs 5:22 praat van die vrug van die Heilige Gees. En ja, geen mens kan 'n ander mens verander nie. Dit is die Here wat in jou lewe inkom, en dis die krag van die Heilige Gees wat jou verander. Dis 'n bonatuurlike werking. En daarom wil ek weer vir jou aanmoedig vanaand, kom ons laat die Heilige Gees oor ons lewens toe. En Here, U verander ons lewens totaal en al. En ja, nog 'n werk wat die Heilige Gees doen is gebed. Wek en rig bidders op, want die woord kom baie duidelik in Romeine 8:16. En so kom die Gees ook ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. My broer en suster, is verseker 'n groot waarheid in God se woord, dat ons werklik God se wil sal begin bid, en die Heilige Gees ons lei om in situasies te kan inspreek en te kan inbid. En ja, dis een van die werking van God se Heilige Gees in jou lewe, en dat ons dit ook werklik ons eie sal maak, om 'n kragtige bidder te wees. Ons ken die krag wat daar is in gebed. Ja, die woord wat sê, bid en vir jou sal gegee word, soek en jy sal vind, klop vir jou gaan oopgemaak word. Dan besef ons, ja, ons moet bidders word in Jesus naam. As ons verder gaan en ons praat oor die werking van God se Heilige Gees, dan wil ek die klem vanaand lê ook oor die vervulling met God se Heilige Gees. Dis 'n genadedaad gebaseer op God se belofte in Handelinge 1:5 en vers 8, waardeur God hom op persoonlike, onmiddellike en blywende wyse aan die gelowige openbaar, deurdat hy die mens onder beheer en die volheid van die Heilige Gees stel. Jy word bewus van 'n verreëse en 'n verheerlikte Christus in jou lewe. En ja, jy word bewus dat die Here groter werklikheid is in jou lewe, en ons word kragtige getuies vir die naam en saak van die Here. En ja, verseker nog 'n werk van God se Heilige Gees is 'n voller dimensie van aanbidding en wat ons kan beoefen. En na jou vervulling met die Heilige Gees is dit so belangrik om dienswerk vir die Here te begin doen. En blywende vrug op ons dienswerk sal wees, en dit is slegs wanneer ons die krag van die Heilige Gees mense aanraak en ons besef hoe mense se lewens verander en hoe genesings in mense se lewens plaasvind. 'n Persoon moet 'n begeerte, 'n drang, 'n verlange ervaar in sy lewe. En ja, die Heilige Gees wek dit op in ons lewens, want jy begin getuig, jy begin praat raak in Jesus. Daai woord in Handelinge 1:8 wat vir ons sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Mag God ons die boldness gee, mag hy ons die vrymoedigheid gee om werklik te kan praat en te getuig rakende Jesus. Ons almal het 'n getuienis, 'n dag wat jy 'n ontmoeting met die Here gehad het. So ja, ons kan na mense toe gaan en werklik met hulle praat en getuig en sê, weet jy dat die Here het jou lief? En ja, net deur dit te sê dat die Here werklik iets in mense se lewens doen, en ons weet elke wonderwerk wat in jou lewe plaasvind, is 'n openbaring van God se liefde. Ons dien 'n God van liefde.
Ja, en dan besef ons hoe belangrik die werking van God se Heilige Gees is. En as die Here sien jy's getrou en hy gebruik jou met getuienis, dan kan die gawes van die Here begin deur ons opereer en so ontwikkel die gawes in jou lewe. Ek wil jou aanmoedig vanaand, vind jou plek in die liggaam van Christus. Kom, begin jou bediening uitleef en om jou bediening te kan uitleef en by jou bediening te kom is slegs deur die werking van God se Heilige Gees in jou lewe. Wat begeer jy van die Here? Begeer jy diepere dieptes? Begeer jy die vervulling van God se Heilige Gees? Begeer jy om 'n kragtige bidder te wees, 'n gawe van genesing moontlik? Dan wil ek jou aanmoedig, kom ons laat die Heilige Gees toe in ons lewens. Ek gaan verder, nog 'n werking van God se Heilige Gees, jy ervaar daai liefde vir God en daai liefde van die Here af. Daar's verseker 'n verdieping in jou aanbidding, daar's 'n verdieping in jou verhouding met die Here. Die Heilige Gees se begeerte is dat ons Christus sal verheerlik, Johannes 16:14, hy sal my verheerlik. En dis wanneer ons werklik kom en ons begin die Here aanbid in gees en in waarheid. Johannes 4:24, God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. En daarom hierdie woord wat ek vanaand met jou deel, mag God 'n groter werklikheid in jou lewe word. Mag jy die liefde en die heerlikheid van God meer ervaar in jou lewe. Een wonderlike ding van die Heilige Gees in jou lewe is, ja, jy kom uit by die volheid, jy kom uit by die dieper dimensies, die diepere dinge, dit wat die Here vir ons instoor het. En ja, ek wil jou aanmoedig, kom uit by jou gawes, kom uit by jou bediening. Die Here het 'n plan, hy het 'n doel vir jou lewe en kom ons laat die Heilige Gees toe in ons lewens. Kom ons sluit net die oë. Here, dankie vir hierdie woord wat ek vanaand met mense kon deel oor die werk van God se Heilige Gees in jou lewe. Here, hier sit dalk vanoggend mense wat openbaringskennis begeer. Here, dat U dit vir hulle sal oopbreek en sal oopmaak deur die Heilige Gees. Here, ek wil werklik bid vir 'n totale verandering in mense se lewens, vernuwing van hulle denke, om uit te kom by die volmaakte wil, om te begin dink soos Jesus, te begin praat, te doen soos Jesus. En Here, ons kan dit slegs doen as ons U Heilige Gees toelaat in ons lewens. En ek wil bid dat gemeentes plek sal gee vir die Heilige Gees, dat mense plek sal gee vir die Heilige Gees in hulle lewens. Here, ons wil U aanbid soos nog nooit van tevore in ons lewens nie. Ons begeer daai voller dimensie, ons liefdesverhouding met God. En Here, ons weet U is gees en die woord kom baie duidelik dat ons U in gees en in waarheid sal aanbid. Dis hoe U wil gedien word. En ek bid vanaand vir elkeen wat hierdie woord hoor. Dankie vir 'n dimensie van kragtige bidders, mense wat U wil oprig. Ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U aanbid. Here, U het 'n plan, U het 'n doel met mense se lewens. Dankie vir die werking van God se Heilige Gees in hulle lewens. Amen.